Ek wil hê jy moet asseblief nie vir jou 'n bucket list opstel nie. Mense praat vreeslik baie oor hulle bucket list. Goeders wat hulle skielik op 'n tyd besef, ek wil nog dit en dit en dit doen, en dan hardloop hulle agter dit aan. Die bucket list kom eintlik van 'n fliek van 2007, waar twee mans in 'n hospitaalkamer waar hulle terminaal aan kanker lê, skielik 'n lys opstel, en dan gaan hulle uit die hospitaal uit en die ene ou het gelukkig geld en hulle ry dwars oor die wêreld om na die piramides en die groot muur van China te gaan kyk, want dis hulle bucket list, iets wat ek wil doen before I kick the bucket. Ek wil nie hê jy moet 'n emmerskoplys opstel nie. Ek wil eerder vir jou vertel van 'n leeflys. 'n Lys wat jou volle lewe bevat. 'n Lys wat jy nie te laat te min probeer doen nie, maar wat jy sê, ek gaan saam met die Here op reis wees om my hele lewe, doelgerigte lewe, te werk daaraan om my lewe vol en mooi te maak. Kom ek gee vir u 'n resep vir 'n leeflys. En dis die teks wat Paulus vir die wyse ou man Paulus vir 'n jong man Timoteus gee en sê, so leef jy, dan is jou lewe vol en sinvol. En in 1 Timoteus 6 sê hy, jy's 'n man van God, dis wat jy is. Daarom moet jy van sekere goed af wegvlug, vermy dit, maar hier's vir jou 'n paar leeflys doelwitte. Streef na liefde en toewyding en opregtheid en geloof en volharding. As jy dit doen, dan maak jy jou lewe mooi lewenslang. Doen dit met 'n volle oorgawe. Doen dit asof jy in 'n wedloop is met 'n doel voor oë. En as jy dit doen, dan weet jy vervul jou roeping en jy is besig om te doen wat die Here vir jou wil hê. En ander mense weet ook daarvan, want jy die belydenis voor baie getuies afgelê. Kom ons kyk gou wat sê Paulus vir ons oor ons leeflys. Dit begin dat ek weet wie ek is. Mense sê vandag, ek wil myself vind en ek leef vir myself, ek. Die Here sê nee, ek wil graag dat jy man van God is. As jy daai menswees besef, dan leef jy 'n ander soort lewe. En 'n mens van God vlug. Moenie alles wil probeer in jou lewe nie. Byvoorbeeld moet jy sê, daar is sekere goed wat ek nie wil probeer nie. Ek wil nie weet hoe dit voel om dronk te wees of dit te probeer nie. Dit is verkeerd. Want ek het doelwitte. Ek streef na daai doelwitte van toewyding, opregtheid, geloof, liefde. Daai doelwitte moet baie konkreet wees. Dat jy sê, ek gaan in my menswees, gaan ek streef daarna, doelbewus, om my bevoeterdheid te vervang met 'n liefde en 'n geduld. Om my luiheid en niks doen en stroom afdryf te vervang met 'n volharding en 'n toewyding wat ek regtig dinge gaan doen. En as ek dit doen, dan weet ek kry daartoe krag en ek gaan dit doen asof dit 'n wedloop is. Soos 'n sportman wat al sy kragte, al haar kragte inspann om 'n doel te behaal. Want dis my lewensdoel. Ek weet wat ek wil. Dis my leeflys. Wat ook 'n wonderlike deel is wat Paulus vir Timoteus sê. Hy sê, jy moet dit ook besef, dis 'n roeping. 'n Roeping beteken die Here sê, ek is betrokke
Ek sien hierso is 'n behoefte. Ek het vir jou 'n vermoë gegee en 'n roeping is wanneer die nood van die wêreld en my gawe bymekaar uitkom en dan is daar iets wat gebeur. 'n Tevredenheid. 'n Resultaat wat die wêreld mooier maak. Jou leeflys is ook jou roeping. Die interessante ding van 1 Timoteus 6 is dat ander mense ook by my leeflys betrokke is. Want Timoteus het sy voornemens voor baie mense as 'n belydenis afgelê. Ek wil hê jy moet jou leeflys vir ander mense vertel. Sê vir hulle dit, want as jy vir hulle gesê het, ek gaan daarna strewe, dan is hulle jou vennote. Dan is hulle die mense aan wie jy verantwoordelik wil wees. Ek gaan vir julle vertel, ek vorder. 'n Leeflys is vir oud en jonk, hierdie bucketlist is net vir ou mense. Want jou hele lewe lank moet jy doelgerig saam met die Here lewe. Maar ek wil tog vir ouer mense vra, moenie ophou lewensbeplanning doen nie. Want as jy sommer net sê ek is afgetree en ek doen niks nie, dan is jy eintlik besig om stroom af te dryf in plaas van te swem. Dan laat jy toe dat die omstandighede van hierdie jaar vir jou bepaal, in plaas daarvan dat ek en God hierdie jaar, hierdie volgende week en maand beplan en lewe. Moenie ophou lewe nie. 'n Bucketlist is te laat. Dis te eensydig, dis net piramides kyk in Groot Muur van China gaan besoek. Dis nie 'n lewe nie. Lewe die volledige lewe. Lewe betyds, sodat jy, wanneer ook al jou einde kom, jy sogenaamd die emmer skop. Dat jy sê, ek is tevrede, en die mense rondom jou kan sê, ons het gesien, hierdie mens van God, lewe. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil bid vir 'n vol, sinvolle lewe. Ons wil bid dat ons 'n helder visie sal kry van wat ons alles nog moet word en wees en graag wil wees as mens van God. En dan gee vir ons die krag om stap vir stap, dag vir dag, jaar vir jaar daarby uit te kom. Maak ons lewe vol, sinvol. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag u regtig lewe, sinvol lewe, doelgerig as mens van God. Geseënde dag vandag.